Hallo daar en baie welkom by 'n sak vol stories. Ons bring elke week 'n splinternuwe storie uit ons storiesak en hierdie week is geen uitsondering nie. Onthou, jy kan elke storie saam lees op www.sakvolstories.co.za. Onthou ook om in te teken en seker te maak jy mis nooit 'n enkele storie nie. Maar nou, hier is hierdie week se storie. Die towerspieël. Eendag, lank gelede was die koning van Spanje besig om in sy paleis te ontspan. Hy het agteroor gelê in 'n spesiale stoel wat terug kon leun. Aan sy sy was 'n klein maar mannetjie met 'n lang, krullerige snor en lewendige groen oë wat besig was om na hom om te sien. Hierdie kerel was die koning se persoonlike barbier. Hy het 'n warm handdoek oor die koning se gesig gesit en was net reg om sy hare met sy skêr te begin knip. Skielik het die koning 'n moedelose sug gegee. Wat maak hier, Uw Majesteit? Vra die barbier. Ek dink dis tyd dat ek trou, sê die koning. Dit is 'n baie goeie idee, Uw Majesteit, sê die barbier. Maar daar is een probleem. En wat sou dit wees, my koning? Ek weet nie met wie ek moet trou nie. Ek wil nie sommer net met enige iemand trou nie. Ek soek 'n vrou met 'n goeie hart, 'n ware lewensmaat. Ek wil 'n vrou hê wat interessant is en in die wêreld belangstel. Sy moet gaaf wees en slim en skerp en verbeeldingryk. Maar hoe op dese aarde gaan ek so iemand kry? Die barbier het in stilte aangehou om die koning se hare te sny. En toe stop hy skielik. Uw Majesteit, sê hy stadig. Ek dink ek kan u dalk help om die perfekte pasmaat te kry. So waar, sê die koning. Die barbier knip net sy een oog en sê, laat dit aan my oor. Daardie aand was hy in die gewildste kuierplek in die stad, die Blou Draak. Dit was vol vrolike mense besig om te eet, grappies te vertel en al die nuutste kindernuus te deel. Die barbier neem 'n slukkie van sy bier en sê vir sy ou vriendin Gertruida, die koning wil trou. Trou, proes Gertruida. Met wie? Dis die probleem, sê die barbier. Hy soek die regte vrou. Dis my taak om die perfekte pasmaat te kry. 'n Paar mense naby hulle het opgehou praat en dat die barbier begin luister. Jy? Vra sy. Hoekom jy? Omdat ek 'n towerspieël het. Gertruida snak na haar asem. Almal in die kuierplek raak stil. Hulle almal luister na wat die barbier sê. Ja, 'n towerspieël. As enige iemand wat nie 'n goeie mens is nie in die spieël kyk, sal die spieël lelike merke op hulle gesig wys. Die skare snak na hulle asem. Toe begin hulle onder mekaar gons. Die barbier giggel saggies. Maar niemand hoor dit tussen al die gefluister en geselsery nie. O genade, sê hy terwyl hy opstaan. Dit raak nogal laat. My slaaptyd is amper hier. So ek moet vaai. En daar gaan hy. Gertruida was rasend van opgewondenheid. Ek moet my boekklap vertel, roep sy uit. En hygend en blasend is sy ook haastig daar weg. Ekskuus nog, jammer, ekskuus, jammer, pas op voor, ek moet wegkom, hallo, ekskuus, jammer.
Gou het al haar vriende van die towerspeel geweet. En hulle het vir hulle vriende vertel. En hulle het vir hulle vriende vertel totdat die hele stad gegons het van opgewondenheid. Die koerantverkoper het deur die strate gestap en geroep: "Lees dit alles! Lees dit hier! Die koning van Spanje is op soek na die perfekte vrou! Kyk net in die barbier se towerspeel om te sien of dit jy is!" Nou ja, alhoewel honderde, nee, duisende mense die nuus gehoor het, kan jy raai hoeveel mense in die towerspeel kom kyk het? Niemand nie. Die koning was baie geliefd en hy was 'n gawe en aantreklike man. So dit was snaaks dat nie een van die ryk vername dames na vore gekom het om sy vrou te wees nie. Maar hulle almal het een of ander verskoning gehad. Ek voel nogal sleg vandag. Ek het 'n baie belangrike afspraak iewers anders. Die tyd is nog nie reg vir my om te trou nie. Ek het 'n naal gebreek. Ek moet dit laat regmaak. Elke oggend het die koning die barbier gevra wie gekom het om in die spieël te kyk. En elke keer het die barbier geantwoord: "Niemand nie, U Majesteit." Die koning het 'n diep, ongelukkige sug gegee. Wat op aarde kan die probleem wees? Ek bedoel, al die ander konings kry dit reg om 'n vrou te kry. Is daar dan iets fout met my? Ek verstaan dit net nie. Die barbier antwoord: "U Majesteit, daar is een moontlikheid. Ek weet van 'n skaapwagter ver weg in die berge. Sy is dalk braaf genoeg om in die spieël te kyk, maar sal u bereid wees om met 'n gewone mens te trou?" "Gewoon?" raas die koning. "Dit maak nie vir my saak nie. Sy kan 'n gravin of 'n skrynwerker wees. Al wat ek soek is 'n goeie mens. Vra haar om dadelik te kom, asseblief." So het die barbier die skaapwagter gaan soek. Natuurlik het almal in die dorp gou daarvan gehoor. "Lees dit alles! Lees dit hier!" roep die koerantverkoper. "'n Skaapwagter uit die berge gaan in die towerspeel kyk." Gou was die koninklike hof gevul met die opgewonde geklets van adellikes, die dames en ridders, die grawe en grafinne en hertoë en hertogginne. Hul geselsery het skielik verdwyn en plek gemaak vir 'n nuwe geluid. Die geblaar van 'n trop skape. Die skaapwagter het opgedaag. Daar stap sy die koninklike hof binne en almal raak stil. En haar skape, hulle kom saggies agter haar aangedraf. Die skare staan op sy en maak 'n paadjie sodat sy na die koning en die barbier wat langs hom staan kan stap. "Welkom," sê die koning met 'n warm glimlag. "Kom asseblief nader. Al wat jy hoef te doen is om in die towerspieël te kyk. As jy slegte dinge gedoen het of as jy nie 'n goeie mens is nie, sal die spieël lelike merke wys." "U Majesteit," sê sy, "niemand is perfek nie. Ons almal maak foute en ek is nie anders nie. Ek is seker ek het al foute met my skape gemaak, maar ek dink hulle vergewe my want hulle laat my toe om vir hulle te sorg. Ek is lief vir my skape en doen alles in my vermoë om hulle te beskerm. Ek het nog nooit daarvan gedroom om 'n koningin te wees nie, maar ek droom wel van 'n goeie man. Ek is nie bang om in u towerspieël te kyk nie." Die barbier het die spieël na die skaapwagter uitgehou. Sy het nader gestap
en sonder om te blik of te bloos in die spieël na haar eie weerkaatsing gekyk. Almal in die saal het agter haar saamgedrom om te sien. Daar is geen kolle op die spieël nie, Sê een van die dames. Onmoontlik, sê 'n grafin, terwyl sy tussen die skaapwagter en die spieël indruk. Die grafin kyk na haar eie weerkaatsing. Kyk, ek sien ook geen kolle nie. Hierdie is nie 'n towerspieël nie, gil sy. Ons is geflous. Ons is geflous. dit is 'n skande, 'n skandaal. Ekskuus tog, sê die barbier hard. As ek iets mag sê, julle is reg. Hierdie is nie 'n towerspieël nie, maar as julle so seker was oor julle eie karakter soos oor die skaapwagter, en as julle eerlik was met julleself, sou julle nie geweier het om in die spieël te kyk nie. Die koning stap na die skaapwagter toe. Hy sak af op een knie en sê vir haar: "Mevrou, ek het geen twyfel dat jy regtig 'n goeie vrou is nie. Ek is seker jy sal 'n wonderlike koningin en 'n fantastiese vrou wees. Sal jy met my trou?" Die skare hou hul asem in. "Wel, ek sal u eers moet leer ken," sê die skaapwagter. "Ja," sê die koning. "Dalk kan ons eers net vriende wees." "Natuurlik," sê die koning. "En sal daar hier plek vir my trop skape wees?" "Met die grootste plesier," sê die koning. "Dan aanvaar ek," sê die skaapwagter. Die skare begin juig. Die skape bler gelukkig. En die koning neem met groot vreugde die skaapwagter se hand. En uiteindelik was hulle 'n baie gelukkige paartjie. Hulle het die land met deernis regeer en almal was lief vir hulle. Kom ons kyk gou na 'n paar nuwe woorde in hierdie storie. Daar was barbier. Hy is die koning se persoonlike barbier. 'n Barbier is 'n mans haarkapper, want hy sny nie net hare nie, hy skeer en stileer ook snorre en baarde. Verbeeldingryk. Die koning soek 'n verbeeldingryke vrou. As iemand verbeeldingryk is, beteken dit hulle kan hulle verbeelding heerlik en goed gebruik. Dan het ons woorde soos grawe en grafinne en hertoe en hertoginne. 'n Graaf of 'n hertog is 'n man in die adelstand. Met ander woorde, hulle is nou nie heeltemal konings of prinse nie, maar hulle is ook soort van belangrik. En 'n grafin en 'n hertogin is hulle vrouens. Skandaal. Dis 'n skandaal, het iemand uitgeroep. 'n Skandaal is 'n storie wat 'n enorme skande is en op die lappe kom. En rasend. Gertruida was rasend van opgewondenheid. Dit is sommer heeltemal buite jouself en verskriklik opgewonde. Dit is dan dit vir hierdie week se storie. Baie dankie vir die saamluister. Onthou, teken gerus hierin en maak seker jy mis nie 'n enkele storie soos hulle elke week vrygestel word nie. Tot volgende keer. Arrivari.